So vriende, goeiemôre, ons is die Here innig dankbaar dat ons vanmôre kan saam wees so rondom sy woord en die gebed van my hart is dat die Here vir ons baie ryklik sal saamseën terwyl ons 'n bietjie gaan kyk daarna 1 Petrus 3 vers 8 tot 12. Ek wil net van die geleentheid gebruik maak om u dan ook op hierdie eerste dag van die nuwe jaar 'n baie geseënde en 'n baie godvrugtige jaar toe te bid. Die gebed van my hart is dat ons in hierdie jaar ons lewe sal wy aan die Meester en dat ons sal sê soos Oswald Chambers gesê het, ons allerbeste vir ons allerhoogste. As ons dink aan die prys wat Christus vir ons aan die kruis betaal het, vriende, is dit die minste wat ons kan gee, is 'n lewe van toewyding, 'n lewe van opoffering, 'n lewe in die lig van die ewigheid, om te sê, nee my lewe, laat dit Heer, u gewy wees meer en meer. En mag die Here ook dan deur sy gees in ons harte werk en mag die waarheid van sy woord dan ook ons lewens verander en vernuwe, sodat ons meer kan word soos ons Here Jesus Christus. Nou by hierdie eerste dag van die nuwe jaar wil ek met u 'n kort boodskapie deel oor die gedagte wie die lewe wil lief hê. En dit kom daar uit 1 Petrus 3 vers 8 tot 12 en die gedagte het maar net na vore gekom nadat ek op 'n stadium 'n boodskap geluister het en bietjie gedink het oor die saak van hoe baie mense pessimisties is oor hierdie lewe en ons kla en ons murmureer en daar is baie min waaroor ons dankbaar is en ek en my vrou het gepraat daaroor in hierdie week wat verby is. Daar's soveel mense wat jonk is, middeljarig en oud, hulle sien nie dat die lewe geskenk uit die hand van die Here is nie. Elke plek waar hulle kom, elke werksplek wat hulle by kom, elke geleentheid wat hulle het, gebruik hulle om te kla en te murmureer en ongelukkig te wees en dan praat hulle met jou en dan sê hulle, maar ons sien uit na die ewigheid en ons wil by die Here wees en ons wil in die hemel wees en ek dink ons almal deel daardie sentiment en ons almal deel daardie begeerte. Maar vriende, luister, ek is nou op aarde om hierdie lewe te geniet wat die Here ons gee, om lief te hê, dit wat die Here vir ons uit genade skenk, en dan in die lig van die ewigheid op aarde so te leef, dat ander mense deur ons lewe na Christus getrek gaan word. En kom ons lees gou 'n paar verse, dan praat ons oor hierdie gedagte, wie die lewe wil lief hê. Daar uit 1 Petrus 3 vers 8 lees ons, en eintlik wees almal eensgesind, medelydend, vol broederliefde en ontferming, vriendelik. Vergeld geen kwaad met kwaad of skeldwoorde met skeldwoorde nie, maar seën inteendeel, omdat julle weet dat julle hiertoe geroep is, sodat julle seën kan beerwe. Want wie die lewe wil lief hê en goeie dae wil sien, moet sy tong bewaar vir wat verkeerd is en sy lippe dat hulle geen bedrog spreek nie. Hy moet afwyk van wat verkeerd is en doen wat goed is. Hy moet vrede soek en dit najag, want die oë van die Here is op die regverdiges en sy ore tot hulle gebed. Maar die aangesig van die Here is teen die kwaaddoeners. Nou vriende, is my so kosbaar as 'n mens hierdie gedagte lees, en besonder die klem op vers 10, want wie die lewe wil lief hê en die goeie dae wil sien, moet sy tong bewaar vir wat verkeerd is en sy lippe, dat hulle geen bedrog spreek nie. As ons kyk na die Bybel, dan sien ons dat die Here glad nie wou gehad het, dat ons 'n lewe van pessimisme moet lei en 'n swartgallige lewe tegemoet moet gaan en elke dag met 'n lang gesig moet rondloop nie, want die Here sê in Johannes 10 vers 10, hy sê die dief kom net om te steel en te slag en te verwoes. Ek het gekom dat julle lewe en oorvloed kan hê. As ons gaan na die Ou Testament, dan sien ons dieselfde beginsel word daar gehandhaaf as ons lees in Psalm 34 vers 12 tot 16. Daar staan, kom kinders, luister na my. Ek wil julle die vrees van die Here leer. Wie is die man wat lus het in die lewe, wat daar lief het om die goeie te sien? Bewaar jou tong vir wat verkeerd is en jou lippe, dat hulle nie bedrog spreek nie. Wyk af van wat verkeerd is en doen wat goed is. Soek die vrede en jaag dit na. Die oë van die Here is op die regverdiges en sy ore tot hulle hulp geroep. Nou dit lyk vir my of die apostel Petrus dan hierdie boek Psalms gelees het en vir ons 'n baie goeie gedagte weergee van wat die Ou Testamentiese beginsel was oor die lewe. En ag vriende, dit is so, dat baie mense se lewens gekompliseerd is, omdat hulle hulle tong nie kan bewaar nie. Baie mense se lewens is vanmôre gevul met hartseer en pyn, omdat hulle met boosheid en sonde besig is. Daarom is die boodskap vanmôre 'n boodskap van hoop, dat u by hierdie eerste dag van 2025 voor die Here kan kom buig en sê, Here, hier is ek. Ek is moeg vir 'n lewe wat ek mors met allerlei dinge, gesprekke wat ek voer en dinge wat ek sê en opinies wat ek lewer en sonde wat ek doen. Ek wil vanmôre kom en ek wil my lewe aan u kom toewy. Ek wil vra dat u my sal was in die bloed van die lam, dat u my sal vul met u Heilige Gees, dat u my sal diensbaar maak, sodat ek my allerbeste vir u kan gee, my allerhoogste. Hier is 'n paar beginsels wat ons in hierdie nuwe jaar moet handhaaf,
om dan ook hierdie lewe lief te hê en elke dag te geniet wat die Here ons gee, en selfs wanneer die uitdagings oor ons pad kom, dat ons met blymoedigheid dit tegemoet kan gaan, omdat ons hierdie waarheid en hierdie beginsels van God se woord ter harte neem. Nou vriende, die paar beginsels wat ek vir julle wil noem, in die eerste plek, die Bybel sê ons moet eengesind wees. Dit beteken nie ons moet almal van dieselfde klere hou en ons moet almal vir dieselfde rugbyspan speel en ons almal met dieselfde kar ry nie. Dis nie wat die Bybel bedoel nie, maar ons moet die Heilige Gees in mekaar eer. En deur hierdie wonderlike gesindheid van God se Gees woon in my en woon in die ander kind van die Here, moet ek poog om eensgesind te wees. En ag vriende, daar kom soms klein verskilletjies in die kerk van die Here Jesus. Wanneer dit kom by groot dinge, wanneer dit kom by fundamentele waarhede, dan weet ons kan ons die kompromie aangaan nie en dan praat ons in liefde met die ander persoon. Maar wanneer dit kom by die klein dingetjies, kom ons sien mekaar maar oor en kom ons verdra mekaar maar. En kom ons wees eensgesind ter wille van die koninkryk van die Here Jesus. U is baie welkom om Johannes 17 te gaan lees, Jesus se hoëpriesterlike gebed, en daar bid hy 3 maal dat sy disippels, sy apostels een sal wees, sodat die wêreld kan sien dat Christus die gestuurde van die Vader is, om te red en dan ook lewe en lewe in oorvloed te gee. Die tweede gedagte, dan moet medelee in ons lewe wees. Ons moet omgee vir ander. Ons kan nie, wanneer ons sien daar's iemand in nood, maar net die gesig wegdraai en wegstap, soos ons lees van die verhaal van die barmhartige Samaritaan nie. Ons moet gaan stilstaan by mense, langs aan hulle inkom en sê, hoe kan ek help? Hoe kan ek medelee betoon in julle tye van hartseer, in julle tye van verliese, in julle tye van nood? Dit is wat kinders van die Here doen. En vriende, wanneer ons die fokus meer van onsself draai na ander, dan leer ons ook hoe om hande en voete van Christus te wees. Ja, ons let altyd op ons eie wandel met die Here, maar die Here sê, as ons as sy kinders in hierdie wêreld lewe, is ons sout van die aarde, lig vir die wêreld, om dan ook Vader te verheerlik deur die kosbare werking van die Heilige Gees. Daar moet ook dan verder broederliefde wees. Hierdie broederliefde is hierdie liefde waarvan die Bybel gereeld praat, waar ons in broederliefde teenoor mekaar moet optree, waar die wêreld in die kerk moet inkom en onmiddellik moet sien, maar hierdie mense is anders, hulle praat anders mekaar, hulle doen anders, hulle gee om, hulle is nie selfgesentreerd nie. Dit gaan absoluut oor die Here, oor sy saak en dan die broederskap. Hoe lieflik is dit wanneer broeders saamwoon, sê die psalmdigter. Dis kosbaar wanneer broeders saam in 'n eenheid die werk van die Here doen. Die Bybel sê daar moet ook ontferming wees. Hierdie ontferming kom baie ooreen met die gedagte van medelee, met die klemverskil miskien dat ek nie net langs iemand sal inkom wat in stryd is of wat verliese het nie, maar dat ek my sal ontferm oor hulle en werklik tyd en aandag sal spandeer en self van my eie hulpmiddels sal gee om hierdie mense te help. Die Engels onderskei hierdie woorde baie mooi. Die Bybel praat van compassion, dit is hierdie gedagte van medelee, en dan praat die Bybel van tender-hearted, in die gedagte van ontferming. En ag vriende, mag ons in hierdie jaar so gesindheid openbaar. En dan die baie kosbare gedagte van vriendelikheid, een van die vrugte van die Gees, die gedagte dat ons vriendelik moet wees. Ag vriende, dit is my so hartseer as ek hoor hoeveel kinders van die Here dan in hierdie opsig faal en eintlik half bombasties is en mense is bang vir hulle en mense vlug as hulle in 'n vertrek inkom en mense wil amper hulle ore toedruk as hierdie persoon begin praat of dit is so hartseer as ek dit hoor. En die Bybel sê as jy die lewe wil lief hê, as jy die vreugde van die Here wil smaak in hierdie lewe, as jy die eensgesindheid in jou gesin, in jou gemeente wil ervaar, wees die vriendelike ene, wees spontaan. En nou kan jy vir my sê, maar ek het nie so persoonlikheid nie, dan bid ek dat die Here jou persoonlikheid sal heilig. Want vriende, ek het ook op 'n stadium hierdie gesindheid gehad waar ek mense nie eintlik gegroet het nie en ek wou nie graag by mense gestaan en gesels het nie en as ek iemand sien, dan groet ek maar so half so binnemonds en gaan verby hulle. Mag die Here genade gee dat ons sal sien. Hierdie vers 8 is belangrik sodat ons die lewe sal lief hê, dat ons die goeie van die Here sal sien. Nou sê die Bybel vir ons, vergeld niemand kwaad met kwaad nie. Dit is belangrik en nie skeldwoord met skeldwoorde nie. Ons almal word te nagekom en ons kom baie keer mense te na. Daarom is belangrik dat ons nie kwaad met kwaad sal vergelde nie en skeldwoorde met skeldwoorde nie. Want die Bybel sê, omdat julle weet dat julle hiertoe geroep is, sodat julle die seën kan beerwe. Dis asof die Here vir ons wil sê, luister, daar gaan dinge oor jou pad kom, wat jou miskien gaan seermaak. Daar gaan dinge oor jou pad kom, waar jy te nagekom word. Maar jy moet die gesindheid van die Here Jesus openbaar, deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. En dan baie belangrik, want wie die lewe wil lief hê en goeie dae wil sien, moet sy tong bewaar van wat verkeerd is. En dis belangrik, vriende. Luister, ons tong is 'n vernietigende vuur, sê die Bybel in Jakobus.
Dis hierdie klein deel van ons liggaam wat eintlik verwoesting saai. Die Bybel sê ons moenie bedrog spreek nie, ons moenie kwaad spreek nie, ons moenie skeldwoorde spreek nie. Maar wat moet ons eerder doen? Die Bybel sê, ons moet afwyk van wat verkeerd is en doen wat goed is. Ons moet vrede soek en dit najag. Wat moet ons najag? Vrede. Die Bybel sê, ons moet vrede najag met almal, want die oë van die Here is op die regverdiges en sy ore tot hulle hulp geroep. Maar die aangesig van die Here is teen die kwaaddoeners. So wat wil ek vir u sê hier by die begin van die nuwe jaar? Ek wil vir u sê, vriende, ons kan die lewe geniet wat die Here ons gee. Wonderlik om te weet dat ons vanmôre nog 'n nuwe dag gekry het, as 'n geskenk uit die hand van God. Elke dag is soos 'n geskenkpakkie wat jy oopmaak, 'n nuwe dag wat die Here jou gee, met nuwe 24 ure wat jy kan deurleef, en daar gaan makliker en moeiliker tye wees, maar mag u en my fokus Christus wees. Mag ons fokus ons naaste wees, ons gemeente, ons huisgesin, en dit is my so hartseer. Dit is my so hartseer dat so min kinders van die Here die blydskap en die vrede van die lewe wat die Here ons gee geniet. Ek wil afsluit deur vir u 'n paar verse te lees uit die boek Prediker. Prediker 2 vers 24 sê, dit is nie 'n goed wat in die mens kleef dat hy eet en drink en sy siel die goeie laat geniet by sy moeitevolle arbeid nie. Ek het gesien dat dit ook kom uit die hand van God. Want wie kan eet en wie kan geniet sonder hom? Vriende, dis eintlik 'n retoriese vraag, want die antwoord is dadelik, ons kan nie eet en drink en geniet sonder die Here nie. Daarom is dit nodig dat ons verantwoordelikheid sal nakom, in afhanklikheid van die Here, afhanklikheid van sy woord, te vra, Here, help my, leer my, onderrig my, en dan van my kant af te geniet wat die Here my gee, in die lig van sy waarheid en in die lig van sy woord. So hier aan die begin van 2025 wil ek u 'n baie godvrugtige 2025 toebid. Ek bid dat u hierdie jaar sal geniet, in die lig van God se waarheid en sy woord, dat u sal stap in die weg van geregtigheid, en dat u ook aan die einde van die jaar kan terugkyk en sê, geloof sy die naam van die Here, dag na dag het hy my gedra. Vriende, baie seën, baie groete, baie liefde, die Here ons spaar, sien ons mekaar Sondag, en dan behoort ons so in volgende week se kant weer met die oordeenkings te begin. Baie seën vir u, baie groete, tada.